Goeie herder en die dief. So ons gaan lees uit Johannes 10. Okay, ek moet net kyk of daar nie nog iemand is wat opkom nie. Okay, kom ons gaan aan. Okay, Johannes 10, een van die mooiste hoofstukke in die Bybel. Hy sê, voorwaar, voorwaar. Nou, as Jesus sê voorwaar, voorwaar, dan sê hy eintlik, sê ek, hierdie is die waarheid. Ek neem 'n eed, dis die waarheid. Hy sê, wie nie by die deur in die skaapstal ingaan nie, maar van 'n ander kant af inklim, hy is 'n dief en 'n rower. So hier identifiseer hy eers die rower, die dief. En hy sê, 'n dief is iemand wat nie deur 'n deur kom nie. Hy kom nie op die normale manier nie. Hy kom op 'n abnormale manier. So hy klim deur die venster in, hy breek die venster, breek die deur en dan kom hy in. Maar hy kom nie soos 'n normale mens by die deur in nie. En daarmee sê Jesus dat, hy sê ek kom in die skaapstal. Nou, hy vergelyk ons hierso in hierdie gedeelte met skape. Nou ek wil hê jy moet dink net aan 'n skaap. 'n Skaap is eens van die mees vulnerable diere wat daar is, want, ekskuus die Engels, maar een van die mees maklike prooi wat daar is, want hy kan nie vinnig hardloop nie, hy's dom, en hy het nie tande wat hom kan beskerm nie, hy het nie kloue wat hom kan beskerm soos ander diere nie, so hy het eintlik geen verdedigingsmeganismes nie, maar hy is net 'n skaap, onskuldig 'n skaap. Maar hier praat hy van die herder en die dief en die skaap. Hy sê, maar hy wat deur die deur ingaan, is die herder van die skape. So hoe identifiseer ons 'n ware herder? Is iemand wat op 'n menslike manier in hierdie wêreld ingekom het, en wat ook as 'n skaap, as 'n mens gekom het na hierdie wêreld. Iemand wat, hy was God, maar hy het sy godheid neergelê, en hy het soos een van ons geword. Want die Bybel sê daar in Jesaja 53, waar hy praat oor die kruisiging, hy sê hy is soos 'n skaap wat stom is voor sy skeder, hy het sy mond nie oopgemaak het, dis toe hy aan die kruis gehang het. Want onthou hoe hy uitgetart was aan die kruis. Hoe dat hulle vir hom gesê het, kom van die kruis as u die seun van God is, as u is wie u sê u is, kom af van die kruis. Maar Jesus het sy mond nie oopgemaak nie, maar hy was soos 'n lam of 'n skaap wat geslag is op die kruis. So, hy het op 'n menslike manier in die wêreld ingekom, nie op 'n ander manier nie. So, hoe erken 'n mens, hoe maak jy onderskeid tussen 'n dief en die herder? Die dief kom op 'n onnatuurlike manier, ons gaan nou daaroor praat. Die herder het soos een van ons geword. Hy sê vir hom maak die deurwagter oop. So die deurwagter is die een wat hierdie, dit is die Vader, wat die deur oopmaak vir hom. En sy skape luister na sy stem. Nou hier is baie, baie belangrik. Sy skape luister na sy stem, en hy roep sy skape by hulle naam en lei hulle uit. So hierdie is eintlik baie, baie wonderlik. Hy ken elke skaap, 'n ware herder ken elke skaap, hy weet hoe daai skaap is, wat sy toestand is, wat hy nodig het, hy ken elkeen van hulle, en hy roep elkeen by sy naam, en hy lei hulle. So dit is die eienskappe van 'n ware herder, iemand wat omgee vir sy skape. En wanneer hy sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit. Nou, in Israel is dit nie soos hier by ons in Suid-Afrika, waar die skaapwagter loop agter die skape en hy jaag hulle aan. In Israel is dit anders. Die herder, die skape ken sy stem. Hy het 'n sekere roep wat hy roep. En onthou, daai tyd het hulle nie heininge gehad nie, so al die skape het saamgewy en daar was 'n klomp herders. Maar as 'n herder wil verder gaan met sy skape, dan roep hy hulle en hy stap voor hulle uit en hy lei hulle. En daarom het iemand gesê, as jy in Israel kom en jy sien 'n skaapwagter wat agter die skape aan is, dan is hy eintlik 'n slagter. Hy dryf hulle.
Hy lei hulle nie. En dis hoe hierdie herder is, hierdie ware herder, die goeie herder. Hy loop voor hulle uit. Met ander woorde, hy stel die voorbeeld en hulle volg hom omdat hulle sy stem ken. En dit is iets wat baie belangrik is, dat 'n mens die herder se stem moet ken, want daar's so baie stemme. En dan praat hy van vreemdes. Hy sal 'n vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlug. Nou hierdie is baie belangrik, dat ons in die eerste plek sal weet, hoe klink die stem van die goeie herder. Dat ons sal weet, ons is sy skape, hy lei voor ons uit, en hy sal ons altyd, ons moet hom volg. Ons moenie vreemde goed navolg nie. Met ander woorde, dinge wat nie soos 'n herder lyk nie. Mense wat nie soos 'n herder praat nie. Mense wat, of dinge wat nie soos 'n herder met ons praat nie. Ons moet van dit af wegvlug. Maar omdat ons hulle stem nie moet ken nie. Ons moet hulle stem ignoreer. Nou daar is so baie stemme, veral in die tyd waar ons lewe, deur die media, deur mense, so baie stemme wat opgaan in die wêreld. En die Here sê, moenie daai stemme volg nie. Volg my stem, ken my stem. Moenie agter vreemdes, as iets vir jou vreemd klink, gaan weg daaraf, ignoreer dit. Dis nie die stem van die herder. Daar's net een stem van die herder, en daai stem sal jy ken, en jy sal weet, dis die herder. En dan gaan hy verder, en hierdie gelykenis het Jesus aan hulle vertel, maar hulle het dit nie verstaan nie, wat dit is wat hy tot hulle gespreek het nie. So hulle het nie mooi verstaan, hoe is Jesus nou ook 'n skaap, en hoe is hy die herder? Hy het gekom in die vorm van 'n lam, maar hy is ook die herder. En hulle het dit nie mooi verstaan nie. Toe sê Jesus weer vir hulle, voorwaar. Hier sê hy weer voorwaar. Ek sê vir julle, ek is die deur van die skape. Met ander woorde, ek is nie net die herder, en gaan nie soos 'n skaap my lewe af lê nie, maar ek is ook die deur. Met ander woorde, ek is eintlik ook in die Vader, ek en die Vader is een. Ek is God, ek is die deur. Net nou het hy gesê, wat die deur sal oopmaak, toe verwys hy na die Vader. Hier sê hy, maar ek is ook daai deur. Niemand kan na die Vader toe kom as anders deur my nie. Hy sê, almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Met ander woorde, al die ander goed wat na jou toe kom, moenie na dit luister nie. En eintlik sê Jesus ook, al was daar profete wat gepraat het van die herder wat sou kom, soos Dawid, was hulle nie werklik die herder gewees nie. Hier is die ware herder, die een, hy is die deur, en hy sal sorg, hy sê, en as iemand deur my ingaan, en sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan, en veiding vind. Nou hier is 'n groot teken van 'n ware herder. Die deur beteken hy beskerm, hy onderhou, hy beskerm. Hy sal gered word. Daai woordjie gered beteken is sozo in die Grieks, wat beteken om volkome te wees. Sozo beteken alles is ingesluit, alles wat jy nodig het, alles wat jy in jou lewe nodig het, is in Christus. En daarom is hy in ons in hom, en hy in ons. Hy sal ons ingaan en uitgaan. Ons is in hom, en hy is in ons, en ons sal veiding vind. Met ander woorde, daar sal oorvloed wees. Ons hoef nooit bekommerd te wees as die goeie herder in leierskap van ons lewe is nie. En dan maak hy 'n onderskeid hierso. Nou praat hy weer van die dief. Die goeie herder, die heerling en die dief. Hier kom hy sê, dief kom net om te steel, te slag en te verwoes. Nou wie is hierdie dief? Kyk wat doen hy. Hy steel, hy slag, hy verwoes. Nou ons moet vanmôre weet, die goeie herder is daar, hy's 'n feit. En ons moet hom leer ken en ons moet hom volg. Maar daar is 'n dief. En daai dief steel van die begin af, van Genesis af. Hy het gekom om te steel,
te slag en te verwoes. So as u iemand of iets wil skuld gee vir wat met u gebeur, dan moet u die dief skuld gee, nie die goeie herder nie. So hier moet 'n mens baie duidelik onderskei, wie is die goeie herder en wie is die dief. Hy sê, ek het gekom, nou hier sê hy, ek, die herder het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Okay, so lewe, né, en oorvloed kan hê. Nou gaan nou vir u wys wat beteken hierdie oorvloed. En dan sê hy, kyk wat sê hy, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. So hy het gekom om sy lewe af te lê. Toe hy van die hemel afkom, was hy vol van hemelse lewe, oorvloedige lewe. Alles was in hom gewees, in die herder. En hier kom hy en hy bewys sy liefde vir ons deur sy lewe vir ons af te lê. So hier kom 'n ruiltransaksie. Hy lê sy lewe af sodat ons daai lewe, daai oorvloed, daai lewe kan hê. Iemand moes sy lewe af lê. Daar moes 'n prys betaal word. Iemand moes kom. So en dis wat hom onderskei van al die ander wat gekom het. Hulle het gekom en geprofeteer, die profete van ouds het geprofeteer en daar was waarde daarin, maar nie een van hulle het hulle lewe afgelê vir die skape nie. Hier kom Jesus en hy gee sy hemelse lewe en hy lê dit af vir ons. Hy sterwe vir ons. Hy sê maar die huurling en hy wat nie 'n herder is nie, van wie die skape nie, die eiendom is nie. So wat beteken dit? Ons is sy eiendom van Genesis af. En dis hoekom hy gekom het. Sien die wolf kom en laat die skape staan en vlug. So hier sê hy, en die wolf vang hulle en jaag die skape uitmekaar uit. En hier kom Jesus en hy sê iets baie wonderlik. Hierdie dele is so ryk. Hy sê ek sal nooit my skape laat staan en vlug nie. Inteendeel sê hy, as daar op 'n ander plek sê hy, as daar een skaap, een lammetjie, een skaap wegraak, sal ek die 99 los om daai een te gaan soek. Dis hoe lief hy sy lewe het. Hy sê want hy wil nie hê dat iemand verlore moet gaan nie. Dis hoe groot die liefde van hierdie herder is. En hy sê die wolf sal hulle nie vang nie. Met ander woorde, die vyand sal ons nie vernietig nie, want hy wil die skape uitmekaar uit, wil altyd verdeeldheid bring. Deur vrees wil hy ons uitmekaar uitjaag. Hy sê maar wanneer hy kom, sal hy nie vlug nie. Hy sal, want die skape is sy eiendom. Ons behoort aan hom. Elke mens behoort aan hom. En hy wil elke mens red en elke mens in sy skaapkraal inbring. Hy sê die huurling vlug omdat hy 'n huurling is en niks vir die skape omgee nie. Daar is die kenteken van 'n ware herder. 'n Ware herder vlug nie. Hy vlug nie. Hy lê sy lewe af omdat hy omgee en hy gee soveel om vir daai skape. Nou kom ons kyk wat sê hy in vers 17. Daarom het my Vader my lief omdat ek my lewe aflê en dit weer neem. So hier is ook 'n wonderlike, belangrike ding om te sien, dat Jesus se lewe was nie van hom afgeneem nie. Niemand, die duiwel kon nie Jesus se lewe van hom afvat nie. Hy het sy lewe gewillig neergelê. Hy sê niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself uit af. Ek het mag om dit af te lê. En halleluja, ek het mag om dit weer op te neem. En hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. En hier kondig hy sy opstanding aan. Ek het mag om dit weer op te neem. Halleluja, hy het nie in die graf gebly nie. Hy het opgestaan. En nou wil ek kyk, ons moet kyk, hierdie life more abundantly in die Engels. In my Engelse Bybel sê hy, die goeie herder gee vir ons lewe en oorvloed. Life more abundantly. En dis wat dit beteken. Die Griekse woord is perissos. Wat beteken super abundance. Excessive. Met ander woorde, oorvloed, meer as genoeg. Overflowing. Surplus. Over and above. More than enough. Profuse. Extraordinary. Above the ordinary, more than sufficient.
Jo, dis wonderlik. Hierdie oorvloed wat hy het nie net sy lewe gegee nie. Daarom sê hy in Romeine 8 sê hy die Vader het sy seun gegee en saam met sy seun alles wat ons nodig het. Alles. Abundant, superabundance, overflowing, surplus, over and above, more than enough, profuse, extraordinary, above the ordinary, more than sufficient. Prys die Here. En nou gaan ek na Psalm 23 toe, want hier is Dawid. Dawid was ook 'n herder gewees, die voorloper van Jesus. En hy sê, hoor wat sê Dawid, hy sê, hy het self skape opgepas, hy weet wat dit is. Hoor wat sê hy, Psalm 23, een van die wonderlikste psalms wat daar is in die woord van die Here. Hy sê, die Here, Yahweh, Yahweh is my herder, niks sal my ontbreek nie, ek kom niks kort nie, I'm lacking nothing, want uit hom uit, omdat hy my herder is, daarom is daar abundance. Kyk, wat is die abundance? Hy laat my neerlê in groen weivelde. Nou wat is 'n skaap wat lê? Is 'n skaap. Hier naby ons is 'n dokter wat skape het wat op kweek loop. En baie keer dan ry ek daar verby, dan lê daai skape in daai groen gras, daar langs die rivier, want hulle is verkook, hulle is vol, daar's oorgenoeg. En jy sien, dis hoe ons die herder moet sien. Ons moet nie altyd dink, ek het dit nodig, lacking. Ons moet dink abundance, superfluous, excessive, more than enough, is dit wat die Here vir sy skape wil gee. As ek sy eiendom is, en as ek my lewe aan hom oorgegee, dan sal hy vir my sorg in oorvloed, na waters waar rus is. Met ander woorde, ek hoef nie onstuimig te wees nie. Hy weet, 'n skaap het rus nodig, 'n skaap het groen weivelde nodig, en hy lei my daarheen, en dit is waar die Here ons wil heen lei. Hy wil ons lei na sy abundance, na sy oorvloed, na sy veiligheid. Hy verkoop my siel, halleluja, hy verkoop my siel is my lewe, dis waar my lewe ontstaan, dis my hart. Hy verkoop my hart, hy versadig my hart. Op 'n ander plek sê hy versadig my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid, net om reg te loop. Hy lei my, want hy weet, 'n skaap kan maklik afdwaal, maar hy wil my lei in spore van geregtigheid, om sy naam ontwil. En hierdie, om sy naam ontwil in die oorspronklike taal beteken vir sy doel vir my lewe. Hy wil my lei in spore van geregtigheid om sy doel in my lewe te bereik. Met ander woorde, die Here het vir elkeen van ons 'n doel, as 'n boek geskrywe oor jou lewe, en hy wil ons lei in daai boek wat hy vir ons geskryf het. Hy wil nie hê dat ons moet ons eie wil wees en ons op ons eie probeer regkom nie. Hy wil ons lei. Hy sê, al gaan ek ook in 'n dal van doodskade wees, ek sal geen onheil vrees nie. En ek wil vanmôre met u praat en sê, moet nooit dat vrees in u kom nie, want die Here is jou herder. Halleluja, hy is ons herder. Sê vanmôre vir hom, Here, u wat die hemel en die aarde gemaak het, u wat alles geskep het, u wat my in die lewe ingebring het, u wat my daagliks onderhou, u is my herder. En ek maak u vanmôre weer opnuut my enigste herder, die enigste een wat my moet lei, want u is met my, u stok en u staf, die vertroos my. Dit beteken leiding, hy lei my en hy beskerm my. Hy die stok en die staf. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. Met ander woorde, die Here dek 'n tafel in die teenwoordigheid van ons teestanders, van ons vyand, dek hy vir ons 'n tafel. Sien daai tafel vanmôre, waarop al die oorvloed is, waarop hierdie herder vir ons alles gesit het wat ons nodig het. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. En dan net goedheid en guns. Goedheid en guns is die Here self, is Jesus self. Goedheid en guns, favor, sal my volg
al die dae van my lewe, met ander woorde elke dag, en ek sal in die huis van die Here bly tot in ewigheid, in oorvloed, want die herder is my God, hy is my Yahweh, daarom sal ek nooit gebrek ly nie. Beteken dit dat 'n mens dat daar nooit probleme sal wees nie? Nee. Hy praat van 'n dal van doodskaduwee. Hy praat van skape wat kan verdwaal. Hy praat van partykeer die moeilike tye waar ons deurgaan. Paulus self het gesê, hy sê ons word dikwels, voel ons is so skape wat geslag word. Maar ek wil vanmôre vir u sê, dit kom nie van God af nie. Die dief is 'n realiteit. Daar's 'n goeie herder, maar daar's 'n dief. En wat doen die dief? Hy steel, hy slag, hy verwoes. Hy wil jou lewe verwoes. Hy ken God se doel met jou lewe. Hy weet God het 'n spesiale doel met jou lewe. Hy's die wolf, hy's die herder, hy's die dief wat gekom het, die verkeerde herder, die een wat mislei, want hy wil steel, slag en hoe ken ons hom? Hy kom nie deur die deur nie. Het jy al gedink daaraan dat wanneer die duiwel jou aanval, wanneer hy kom om te steel en te slag, kom hy nie deur die deur nie, hy kom deur die venster, hy kom op 'n ander manier, hy probeer in jou gedagtes, in jou emosies, probeer hy dinge doen, om jou te kry, om hom te volg. Sy stem is nie dieselfde stem as Jesus nie. Dis 'n stem, en jy kan sy stem ken, jy weet as dit hy is, want wat doen hy? Sy stem kla aan, sy stem beskuldig, sy stem mislei, sy stem versoek, sy stem is negatief, sy stem is dood, sy stem is vrees, sy stem is stres, sy stem is nie dieselfde as die goeie herder se stem nie. Sy stem klink vreemd. Hoe onderskei ek? Die herder se stem is anders. Ek gaan nou vir u sê, hoe is die herder se stem? Ons moet by 'n plek kom waar ons identifiseer, watter stem praat met my? Watter stem praat met my hart? Wat se stem is in my gedagtes, in my emosies? Wat se stem beskuldig my, kla my aan, veroordeel my? Jy weet, ek moet dit dalk hier sê, 'n herder, 'n goeie herder, wil nooit skape slag nie. Ek weet, die doel van 'n skaap op hierdie aarde in ons tyd is om geslag te word, want ons eet skaapvleis. Maar my God slag nie sy skape nie. Dat een skaap het gesterf in die plek van almal. Hy slag nie sy skape nie. Weet jy, 'n goeie herder, en ek kan nou vir u sê, ek was nog nooit 'n herder nie, ek het nog nooit skape besit nie, maar ek het op 'n stadium hoenders besit, en Jandre het vir my hierdie 3 kuikentjies gegee, en 2 van hulle het verdrink, en die derde een het groot geword, en hy het regtig 'n groot hoender, 'n slaghoender geword, en hy het ons erf vergeer. Hy het die kinders rondgejaag, as ek nie vir hom kos gee nie, jaag hy my rond, en hy wil my met daai spore kap. En ek kon dit nie oor my hart kry om hierdie hoender te slag nie. Weet jy hoe moeilik is dit vir 'n herder om 'n skaap te slag, sy eie skaap te slag? 'n Goeie herder wil nie sy skape slag nie. Hy wil dit hulle lewe. En dis hoekom Jesus gekom het. Hy's nie 'n slagter nie, hy's 'n herder. Hoor, hy's 'n herder. Hy is die dief. Hy is die dief. Hy's die een wat slag, steel, slag en verwoes. En hy vlug as moeilikheid kom. Hy gaan jou nie help nie. Hy gaan jou uitsuig soos 'n lemoen, dan gaan hy jou weggooi, net die skil. Hy sal nooit groen weivelde vir jou gee nie. Hy sal nooit in sy lewe, hy sal jou niks gee nie, of hy sal jou dalk help en dinge gee soos wat hy Jesus beloof het. Hy het vir Jesus gesê, val net voor my neer en ek gee vir die al die koninkryke van die wêreld. En intussen behoort dit nie meer aan hom nie, want Jesus het dit weggevat. Halleluja. Maar hy maak baie keer vreeslike beloftes van dien net vir my, maak net wat jy wil en dit sal met jou goed gaan. Maar onthou, daar's altyd, hy kom terug vir betaling. Hy gee niks verniet nie. Hy's 'n dief. 'n Dief steel,
'n diefslag, 'n dief verwoes. Onthou dit, laat dit vassteek in die gedagtes. Maar hoe is die goeie herder? Hy is altyd goed, vir altyd. Daarom kan ons sê, God is good all the time. All the time. Hy het nog nooit enige gedagte gehad om jou te slag nie, om jou te straf nie, om jou te vernietig nie. Jesus was in ons plek gestraf. Sy lewe het hy afgelê in ons plek. Hy het die straf op hom geneem, sodat ons kan vry word. Hy was 'n mens net soos ons. Hy moes 'n mens wees. Hy moes soos een van ons word, sodat hy in ons plek kom sterwe. Hy het sy lewe vir ons afgelê. En hy bied vanmôre leiding. Hy sê, ek sal jou lei na groen weivelde. Ek sal jou laat neerlê. Neerlê beteken jy rus in my. Groen weivelde, waters waar rus is. Dit is wat die Here vir ons bedoel. Hy sê, julle sal my stem herken. Hoe klink die stem van die goeie herder? Kan ek vir u sê, as iemand, en dis 'n stem van liefde, dis 'n stem van omgee, dis 'n stem wat vanmôre vir jou sê, my kind, jy's nie net 'n skaap nie, maar jy's my kind. Ek het jou lief, so lief, dat ek my lewe vir jou afgelê het, sodat jy my kan volg. En daarom is dit so belangrik dat ons elke dag, elke oomblik van ons lewe moet luister na hierdie stem van liefde. Liefde wat ons wil beskerm. Liefde wat soos 'n ouer is, meer as 'n ouer. Liefde wat ons wil lei na oorvloed. Na oorvloed. Want hy is die deur na alles toe. Die deur na die ewigheid. Die deur na die toekomstige lewe. Die deur na hierdie lewe. Hy is die deur. Daar's nie 'n ander deur nie. Jesus. Daar's geen ander deur behalwe hy nie. Hy sê niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Halleluja. Hy sê hy sal sy lewe aflê sodat ons lewe en oorvloed kan hê. En dan hy vlug nooit nie, maar hy sal jou altyd beskerm. Kom ons identifiseer vanmôre die goeie herder. Kom ons dink vanmôre aan wie is hierdie goeie herder? Dis Jesus. Jesus, hy het in ons plek gesterf, hy het die prys klaar betaal, sodat ons in sy seun kan wandel en kan lewe. Watter stem praat vanmôre met ons? Na watter stem luister ons? Luister ons na die stem van die dief, die stem van die een wat nie 'n herder is nie, die huurling, of luister ons vanmôre na die stem van die herder? Hoor sy stem, wat vanmôre vir jou sê, my kind, jy's vir my kosbaar, ek het jou lief, ek gee vir jou om, ek sal jou lei tot aan die einde, jou lewe sal die doel bereik waarvoor ek jou geskep het. Ek is die deur, ek gee vir jou oorvloedige lewe, in hierdie lewe en in die toekomstige lewe. Goedheid en guns sal jou volg, al die dae van jou lewe, elke dag moet jy opstaan en sê, Here, vandag sal goedheid en guns my volg. Ja, daar gaan toetse kom, die dief gaan probeer inkom, hy gaan probeer jou mislei, maar moenie na sy stem luister nie. Ken die stem van die herder, dis 'n stem van liefde. Weet jy, as 'n mens waarlik vir iemand lief is, en jy wil dit vir hom sê, dan sê jy dit vir hom baie saggies. Die Here se stem is nie 'n stem wat jou bestraf, en wat jou veroordeel, en wat jou vernietig, en wat vrees bring nie. Dis nie sy stem nie. Sy stem is 'n sagte stem, 'n stem wat jy nou moet luister. Maak jou geestelike ore oop vanmôre. Kom ons maak ons geestelike ore oop, en ons hoor sy stem wat vanmôre sê, in hierdie tyd waarin ons lewe, waarin daar so baie stemme is, sy stem hoor en onderskei. Daai stem wat sê, ek het jou waarlik,
waarlik lief. Ek gee vir jou om. Jy is myne. Niemand sal jou uit my hand uitruk nie. Hoor dit vanmôre. Maak jou ore oop, luister daarna. Moenie na vreemde stemme luister nie, maar luister na die stem van die goeie herder. Amen. Halleluja. Dankie Here vir die stem van die herder. Dankie dat U altyd daar is om ons te lei na groen weivelde en na waters waar rus is. Dankie dat U vanmôre, dat ons vanmôre, ek wil hê net daar waar U sit, maak jou hart oop vir die goeie herder. Hy het jou so lief. Baie keer dan dwaal ons weg van hom af. Maar hy kom, hy sê hy sal die 99 los, omdat hy die een wat verdwaal is, wil gaan haal. Dan as hy jou vind en jy's gewond, dan sit hy jou op sy skouer. Hy verbind daai wonde en hy bring jou terug in sy kraal, want hy wil nie iemand verloor nie. Dis die hart van die goeie herder. Dankie Here dat U Jahweh my herder is, my goeie herder. Ek prys U, ek loof U, ek aanbid U en ek ontvang groen weivelde, waters waar rus is, geen onstuimigheid nie, geen stres nie, geen valse boodskappe nie, maar ek ontvang goedheid en guns elke dag van my lewe tot in lengte van dae. Amen.